Ek is in die polisdiens in Ladysmith en ek het al die jare gedink ek het die Here geken en ek het gedink ek weet alles van die Here af, maar ek het nooit besef waaroor die Christendom gaan van die Here nie. En ek het op 'n stadium baie begin drink en elke dag begin drink soos polismanne saam kuier elke dag en ons het elke liewe dag en nagte gewerk en was in gevaarsituasies en ek het nooit besef die Here was by my gewees en roekeloos geleef waar ons gewerk het en tussen ander mense beweeg en ek het nooit die Here geken en presies geweet wat die Here se doel was met my nie. En op 'n dag, is 2007 toe my vrou, toe ons gehoor my vrou is verwagtend en dit was 'n groot skok vir my gewees en ek het besef dat die Here 'n kind vir ons gaan gee en ek het vir Here gevra, presies Here, wat is die doel met die kind? Want ek het 2 dogters wat al 15 en 14 is en nou 'n laatlammetjie, maar op daai stadium was hulle nou baie vroeër gewees. Ek kon nie eintlik vrede maak op daarmee nie en ek het nie geweet wat die doel is nie, want 'n polisieman leef maar swaar en 'n polisieman weet nie die morele waardes as hy nog nie by die Here uitgekom het en die Here is maar daar altyd gewees en mense het nooit besef nie. En ons het toe dokter toe gegaan, ek en my vrou en na die ginekoloog toe en hy alles het goed gegaan en ons het vir die 2de of 3de toetse gegaan vir die kyk of alles normaal is op die aan die seentjie of die kind wat my vrou gedra het. En met die 2de of 3de besoek het die ginekoloog vir ons gesê ons kindjie se hart is dood en of die kindjie is dood, daar's nie meer hartklop in die kindjie se in haar maag en dit het my baie geruk daai dag en my vrou het ook baie hartseer geraak en ons moes 'n besluit geneem het wat gaan ons doen maar net voordat ons uitgevind het dat my vrou verwagtend is of dat dit nou 'n seentjie is, moes ons het ons toetse gekry dat die seentjie is nie normaal nie, daar is simptome en ek het toe dit afgeforceer op my vrou se teenwil dat die toetse gedoen moes word, maar dit is toe later gedoen omdat ek aangevraag gedoen het daarvoor. Of ek het dit op haar afgedruk en die seentjie is toe later dood as gevolg van my besluit. En daai dag het die Here begin aan my werk en my laat besef dat ek nie beheer oor my eie liggaam het nie, maar hy is in beheer van my liggaam en ons het lewe maar so aangegaan en ek maar self, ons het gekuier maar naweke en die Sondag het ook ons begin kuier, ons het nie meer kerk toe gegaan nie en die een Sondag toe ons klaar gekuier het en terugkom van 'n braai af, ek en my pel toe verder gaan kuier by 'n kroeg en ons het teruggekom en by die huis in die toilet het my vrou vir my briefies gelos en net vir my gesê hoe teleurgesteld sy in my is. En ek het toe van daai dag af besluit dat ek moet my gesindheid verander en ek moet besef dat die Here is in beheer van jou lewe en dinge gebeur met 'n doel. En soos die Here gewerk het in my lewe in die Heilige Gees het ek besef dat mense moet groei in die Here en jy moet die Here begin vertrou in alles. En so het ons ook by 'n kerk uitgekom wat die regte woord verkondig en ek het een aand my hart vir die Here gegee en die boodskap en van daai dag af het my hele lewe verander en ek wil net vir almal sê, daai dag as jy daai besluit maak, moet jy Here dien en jy moet hom loof en prys, want daar het iets in my lewe gebeur wat baie mense dink die Here kan nie doen nie en hy het nie genade op 'n mens nie. Maar deurdat my kind daai dag dood is, wat ons nie eens geken het nie, die Here begin leef in my en deur daai gebeurtenis het ek die Here ontmoet en vandag het ek al 3 of 4 keer gepreek in die kerk en dit sê maar net vir ons almal dat die Here laat iets in jou lewe gebeur wat vir almal dalk lelik lyk of negatief is, maar dit kan enige persoon wat sy vertroue in die Here sit en sy hart in die Here sit, so 'n persoon kan draai. Dit maak nie saam vir wie of vir wat jy is en dis ook veral vir 'n polisieman en my kollegas dat ons werk in moeilike tye en daai persone wat jy ken of van jou familie of jou kollegas wat nog nie by die Here is nie, moet ons as polisiemanne moet ons daai persone by die Here uitbring, want
om 'n polisieman te begrawe en jy weet hy's nog nie reg nie, dan kan jy dalk vir jouself sê nee, maar jy het nooit daai persoon vertel van die Here nie en dit is soos groot take want ons elke dag lewe in gevaarsituasies en dat ons as polisiemanne moet net daai persone by die Here uitbring en net jou gedrag elke dag, daai persoon kan sien dat jy by die Here is. En ek wil net vandag vir die Here net sê, dankie dat hy my lewe verander het en om loof en prys dat my gesin het my weer lief geraak en my vrou het my meer waardeer, my kinders het my meer gerespekteer. Baie dankie.